Hulle het gesê hulle sal sagter sing, want hulle is bang hulle hou my uit die slaap uit. So 'n bietjie moeg vandag, so hopelik gaan julle my kan verstaan, hè, as ek myself kan verstaan. Net so 'n paar afkondigings. Julle, dis al afkondiging wat ek het vir vandag. Groeipunt vanaand gaan ons so 'n bietjie verder gesels oor hoe ons lig kan skyn in hierdie wêreld. Almal van julle is natuurlik uitgenooi. Ek weet baie is nou klaar vanoggend hier en ons kry so in die aand dalk, ek dink daar was verlede week iemand wat nou nie die oggenddiens hier was nie. So dit is goed. Maar jy's welkom om weer verder saam met ons te kom gesels vanaand. Dan is daar natuurlik nou, ek dink nog 2 afkondigings eintlik. Een is die Verefees. Die Verefees kom die 20ste Maart, dis 'n Vrydag. Dit gaan in dieselfde formaat amper wees as wat ons steikbraai is. So as jy nog nie kontak is oor om 'n gasvrou te wees vir 'n tafel of vir 'n groep nie, kan jy my gerus kontak of jy kan ook vir Alta Potas kontak. Ons wil graag weer soos met die steikbraai ook, ons wil 400 kaartjies verkoop. Ons gaan almal lekker hier in die hele area kuier. Die kaartjies gaan R150 per persoon wees. Dit sluit 'n kwart hoender en slaaie en bykosse en alles in en lekker gekuier. Dan het julle nou dalk gesien Vrydag aand wil ons jeugbediening hou ons 'n tuin movie, maar ek dink hulle gaan dit in die saal hou want alles is reg opgestel daarso. Jy betaal nie om 'n fliek te kom kyk nie. Jy kan donasie gee vir popcorn en koeldrank, maar ons mag julle nie geld vra om 'n fliek te kyk nie want daar is kopiereg op alle flieks. Maar as ons stream en julle kom kuier saam met ons, is julle baie welkom. Mense, ons nooi almal. Dit is vir jonk en oud. Dit is vir Valentynsdag. As jy wil, kan jy die volgende dag wat nou Valentynsdag is, maar in jou eie tuin gaan val. Maar Vrydag aand kan jy saam met ons kom kuier. So ons nooi julle uit. Jong mense, julle weet natuurlik jong mense is almal onder 100. So julle is baie welkom. Kom kuier saam met ons Vrydag aand. En dit is nie net vir ons gemeente nie, nooi jou vriende, nooi jou familie. Ons gaan lekker saam kuier. Goed. Ek dink dis ons afkondigings. Ek wil vir ons 'n paar verse voorhou uit Psalm 112. Psalm 112 praat oor die gelukkige mens, begin hy. Halleluja. Prys die Here. Gelukkig is die mens wat ontzag het vir die Here, wat groot vreugde vind in sy gebooie. Nou hieroor gaan ek later weer 'n bietjie praat. Groot vreugde vind in God se gebooie. Dan word daar vir ons gesê sy nageslag sal magtig wees in die land. 'n Geslag opregtes wat geseën word. Oorvloed en rykdom is in sy huis. En sy geregtigheid hou stand vir altyd. Hy skyn in die duisternis as 'n lig vir die opregtes. Hy is genadig, barmhartig en regverdig. Hoe wens ons tog dat dit ons beskryf? Dat dit elkeen van ons beskryf hierdie woorde. Skyn in die duisternis, lig vir die opregtes, dat daar oorvloed en rykdom is in ons huis. Ek het vanoggend met die belydensklas so 'n bietjie gepraat oor die hoop wat die wêreld vir ons gee. En dat ons so oortuig is dat ons tog net meer moet hê. Dat ons hard moet werk, genoeg geld het, sodat ons nie hoef te bekommer oor enigiets anders nie. Dan kan ons fokus op ons familie, nê? As ons genoeg geld het.
Hierdie rykdom en die oorvloed wat hier beskryf word, gaan nie oor geld nie. En dit is hoekom ons hier is. Verlede week het ons so vinnig deur die saligsprekinge gegaan. En ons het eintlik besef dat die saligsprekinge is nie 'n klomp nuwe reëls nie. Is nie 'n klomp nuwe wette nie. Dit is vir elkeen van ons wat hier sit. Waar die Here sê, jy wat treur, is welkom in my koninkryk. Ek sal jou troos. Jy wat sagmoedig is, jy's nie swak nie. Jy's welkom in my koninkryk. Jy wat smag daarna om te doen wat reg is, dis hoe dit hoort. Jy sal 'n kind van God genoem word. En so kom sê die Here vanoggend vir elkeen van ons, hierdie mense wat vreugde vind in God se gebooie. Mense wat besef dat oorvloed en rykdom in hulle huis gaan oor liefde. En die Here kom sê, jy is welkom vanoggend. En so is ons in God se teenwoordigheid. En die kers wat ek aangesteek het, herinner ons heeltyd daaraan dat Jesus self die lig vir die wêreld gebring het en dat ons ook so moet skyn in die duisternis, soos Psalm 112 vir ons sê. So mag jy vanoggend God se teenwoordigheid baie spesiaal beleef wanneer ons hierso rondom sy woord vergader. Terwyl ons so sit, gaan ons saam sing lied 176 en ons erken dat Jesus ons koning is. Halleluja, U is koning, ons aanbid U, in U woning, is die Alfa en Omega, daarom sing ons, Halleluja, Halleluja. U is koning, ons aanbid U, in U woning, is die Alfa en Omega, daarom sing ons, Halleluja. Geliefdes, die Here kom groet elkeen vanoggend met die woorde genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle. En dit kom van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, ook God, deur God die Heilige Gees. Amen. En die vrede wat jy ontvang het, moet jy deel met almal om jou. So staan op, groet mekaar met die woorde van vrede en dan gaan ons bly staan om die Here te loof en prys. Lof sang de Here, die ewige sing tot sy eer. Lof sang die Koning, die Skepter, die Vader, die Heer. Groot is sy God, loof hom die Heer van die Here. Lof sang die Here, wat kunstig U liggaam berei het. Hy is die sterke wat altyd nog by U verbly. Vader geef waar, ons laat laat vir die slaap.
glorie sy vleuels versprei. Lof sing die Here, dis hy wat u kroon met sy seën. Hy skink die lewe, die wasdom, die sonlig, die reën. Ons laat hy wil dagtig het ons in liefde by. Lof sing die Here, ja, almal kom loof nou die Here. Want is wat ons met die tot en tydloses vriend. Ons laat hy is die Heer van die Here. Here Jesus, U skyn oor almal met die glans van U liefde skyn U. Skyn op ons tot ons oë oopgaan, maak ons vry om te leef. Skyn oor my. Soos lig wat skyn in die donker van liefde. Soos lig wat skyn neer. Jesus kom, al die donker en ons Here, maak my 'n lig wat helder skyn om liefde te dra al verder. Skinder my tot die hele wêreld, dat U vir ons almal versterk het. Skyn deur my. Skyn deur my. Goed skyn en die donker van liefde wou. Soos lig wat skyn neer. Kom, Jesus kom, maak die donker en ons daar soos lig wat skyn in die donker van liefde wou. Soos lig wat skyn neer. Kom, Jesus kom, en verder al die donker en ons te leef door die wêreld. Oor wie
Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, en het die hele wêreld kan sien. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons sing, tot die wêreld kan jubel en dan maak skyn. Balsambroing herstel vir die wolke, 'n sagte salf vir die mense met ons seer, tot die hele wêreld kan sing die verniet. Maar groot roos net ons en wat gee hoop van die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die wêreld kan maak Jesus koning hier oor die aarde, die mense vra na U wil om U te eer, tot die hele wêreld kan tot U reggie. Skop skop Ek wil regtig nou een Sondag wil ek ook daar in die banke sit en hoor hoe klink dit van daar af, want hierso klink dit so mooi as almal so saam sing. Prys die Here daarvoor. Kom ons bid saam. Here, U is die lig wat skyn. U skyn in ons lewens, U skyn reg oor die wêreld. En Here, U skyn deur ons. En vanoggend skyn U ook so in elkeen van ons harte in. Here, U weet met watter bagasie sit ons dalk vanoggend hier. U weet met watter vreugde, watter blydskap, watter hartseer, watter uitdaging. Ja, Here, U ken ons. Kom maak ons nou stil. Maak dit stil in ons gemoed. Waar ons gedagtes dalk wil wegloop na wat nog voorlê vir die dag of die week. Here, mag ons net vir nou eers bietjie afskakel. Mag ons net eers vir 'n oomblik net hier by U vertoef. Mag ons net in U teenwoordigheid wees. Here, spreek in ons harte. Maak ons ontvanklik vir U woord. En Here, mag ons net U vrede beleef. Tot U eer alleen. Amen. Bring gerus die maatjies, bring hul keer op keer. Jesus nooi die kindertjies, kom by hom te leer. Wat het julle nou gedoen? Hoekom is die ligte af?
Het hy die lig skrik gemaak? Hoe? Wie die ligte nou afgesit? Was dit hy? Ah. Okay, ek wil hê julle ken nie hierdie ligte nie. Hierdie ligte is iets wat in die 80's al uitgekom het, in die 1980's. So dit lank voor julle tyd. Hierdie is klepperligte. Ken julle dit? As jy jou hande hard genoeg klap, dan moet dit aankom, maar dit werk nie. So julle moet almal saam hande klap, 2 keer, maar julle moet dit saam doen. Dan gaan die ligte dalk aankom. Alright, is julle reg? 1 2 3. Ugh, hulle is so dof. Dit was nie hard genoeg nie. Probeer weer. 1 2 3. Okay, daai kom nou al 'n bietjie beter aan. Maar nog nie heeltemal nie. Okay, klap hard, maar julle moet saam klap. Ek dink die gemeente moet my help. 1 2 3. Alright, ons het hierdie aangekry. Maar vir die res gaan daar batterye nodig wees. Nou, soos julle weet, 'n flits kan jy maar hê, maar as hy nie batterye het nie, beteken hy niks nie, nê. So vir die res van hierdie ligte moet ons nou net uitvind waar om die batterye in te sit. Weet jy waar? Waar moet dit inkom? Nee, jy kan dit nie gooi nie. Waar moet dit inkom? Ons moet kyk. Julle moet nou eers die plek kry vir die batterye. Hoopelik gaan dit dan aankom. Okay, weet julle wat dink ek moet julle doen? Gee vir een 'n battery, vat een 'n battery en die ander een 'n battery. En dan staan julle op die punte, die wat die battery het. Okay, gaan staan jy op daai punt en jy gaan staan op daai punt en julle moet almal hande vashou sodat die krag van die een battery, nee, hierso kom staan nader, staan nader. Julle moet almal hande vashou nou sodat die krag van die batterye verbind kan word. Anders werk batterye mos nie. Is julle reg? Almal moet hande vashou. Goed, en die battery is in daai hand en die battery is in daai hand. Alright, nou moet julle net dink aan lig. Dink net lig. Lig. Dink julle dit? Lig. 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 En dan gaan al die gemeente gaan nou saamklap as ek tel tot 3 en dan hooplik kom die res van die ligte weer aan. Lig. 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 1 2 3. Daar is hy. Sien julle nou? Okay. Julle, hoekom was die ligte af? Hoekom wou dit eers nie werk nie? Want ons het die batterye gehad nie, nê? 'n lig en 'n flits beteken vir ons niks as dit nie aan is nie. Nê? So, partykeer moet ons eers net ons eie batterye herlaai. Ons moet die regte batterye kry, ons moet die regte manier kry vir goed om te werk. En Paulus sê vir ons dat ons niks kan regkry as ons nie die Heilige Gees ons het nie. Ons kan nie ons lig vir die mense daar buite skyn as die Heilige Gees ons nie help om dit te skyn nie. So. Dis hoekom julle hier is elke Sondag, nê? Sodat julle die regte batterye kan kry. Batterye wat werk sodat julle julle lig kan laat skyn, nê? So moenie probeer om te hard te skyn op julle eie nie. Nê? Jesus moet in julle harte wees. Dan skyn sy lig deur julle. Dankie vir die ligte, hoor. Julle kan maar gaan. Ons het nou een battery verloor, maar hulle is klaar pap, moenie worry nie. Mense, ek wil vir ons so vinnige opsomming van die 10 gebooie lees as die wet vanoggend. So ek gaan begin daarso deur daar's ons 10 gebooie. Almal ken dit. Almal ken die 10 gebooie. Maar ek wil dit graag vir ons lees, want dit is nodig dat ons dit hoor so nou en dan.
Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Daar is net een God. Dit is die eerste gebod, né? As ons dit mooi gaan lees, Eksodus 20 of Deuteronomium 5, dan hoor ons die Here sê, daar is net een God. Die tweede gebod sê, jy mag nie enigiets anders aanbid nie. Jy mag nie 'n afbeelding maak nie. Jy mag nie afgode hê nie. Die derde gebod sê, moenie die naam van die Here uitelik gebruik nie. Moenie soos die res van die wêreld praat nie. Vierde sê jy moet die Sabbatdag heilig hou. Maar goed, ons is nie meer Jode nie. Maar die Sabbatdag, 'n rusdag. Vyfde een is natuurlik eer jou vader en jou moeder. Dis natuurlik die wonderlikste gebod daai, want daar's 'n belofte by. Dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here vir jou gee. Sesde, jy mag nie moord pleeg nie. Sewende, jy mag nie egbreek pleeg nie. Agste, jy mag nie steel nie. Negende, jy mag nie leuns vertel nie. En 10de, jy mag nie begeer nie. Eenvoudig. Eenvoudig 10 gebooie. Almal van ons het groot geword met dit. Ons het dit dalk al geken toe ons in die laerskool was, nê? Ons moes dit dalk opgesê het vir punte. Ek kan dit onthou. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Onthou julle dit, nê? Staan 3, staan 4 daarom. Maar gebooie, wette. Tye het verander. Of hoe? Ek meen, verwyder maar eene. Dis hy. Hoekom moet jy nou nog jou ouers? Hoekom moet jy jou vader en jou moeder eer? Hulle weet nou in afval nie altyd wat reg is nie. Tieners, julle weet mos. Julle weet nou alles. Julle ouers weet niks. Hoekom moet jy? Man, jy het verander. Wat maar nog enig. Dis hy. Jy het verander. Kom ons maar sê wat jy wil. Kom ons wil graag daai dit doen wat ons nie mag doen nie. Sondag. Winkels is oop. Hoekom het ons 'n Sabbat? Hoekom het ons 'n rusdag hê? Maak nie sin nie. Die winkels is oop vanoggend. Toe ry ons tussen 5 en 6. Ry ons terug van Randfontein af. En is verbasend hoe jy deur Carletonville ry en die winkels al oop. Ry verby die Carletonville Mall wat nou daar op die pad sit en is mense wat op pad is om so lank te gaan oopsluit. Sabbat. Man, ons is nie Jode nie. Vat maar weg, vat maar weg, vat maar weg. Ons kan maar wegvat. Al wat ons regtig hoef te doen is net sê, okay, daar is net een God. En solank ons tog net nie moord pleeg nie en nie egbreek pleeg nie, dan is ons goeie mense. Die res, dit maak dit saak. Né? Julle, dit is hoe die wêreld dink. Dit is hoe die wêreld dink. Is mos nou nie nodig om regtig al hierdie goed te doen nie. Wette is beperkend. Ons hoef nie wette te gehoorsaam nie. Wie stop nog by 'n stop? Nee. Tweede. Gaan. Kyk net gou. Nee, is nou niemand wat my gaan vasry nie, ek kan maar gaan. Wette. Regtig. Dis oudtyds, né? Oudtyds. Hoor wat sê Jesus? En ek lees Matteus 5 vers 13 tot 20. Jesus sê: "Julle is die sout vir die aarde. Maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deeg vir niks meer nie, behalwe om buite gegooi te word sodat dit deur die mense vertrap kan word. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg nie weggesteek word nie. Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maattemmer nie, maar op 'n lampstander. En so gee dit lig vir almal in die huis." Sê so goed, ek vat hierdie kers en ek sit hom hier onder laat net ek hom kan sien. Julle moet die kers kan sien, julle moet die lig kan sien. Jesus sê, laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik. En dan gaan hy verder. En hier kom dit nou in oor die wette. Jesus sê, moenie eers daaraan dink dat ek gekom het om die wet
of die profete af te skaf nie. Ek het nie gekom om af te skaf nie, maar om te vervul. Amen. Ek sê vir julle, totdat die hemel en die aarde tot niet gaan, sal daar beslis geen jota of titel van die wet tot niet gaan nie, totdat alles vervul is. Wie dus een van die geringste van hierdie gebooie afskaf, en die mense so leer, sal die geringste in die koninkryk van die hemele genoem word. Maar wie dit onderhou, en ander daarin onderrig, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle, as julle geregtigheid nie aansienlik meer is as die van die skrifkenners en die fariseërs nie, sal julle beslis nie die koninkryk van die hemele binnegaan nie. Harde woorde. Wette. Jesus sê, niks van hierdie goed gaan weg nie. Niks nie. Julle, ek gaan nou weer terugkom na die wette toe. As ons hierdie woorde van Jesus hoor oor sout en oor lig, dan dink ons ken dit, ons verstaan dit. En ons moet dit tog wees, ons moet dit tog word, nie waar nie? Want ons lewe in 'n wêreld waar mense geetiketeer word, jy word gebrand. Mense hou daarvan om mense in hokkies te sit en te sê jy is so en jy is so en jy is so. By die skool gebeur dit ook, né? Jy word volgens die onderwyser of die onderwyseres word jy ingedeel in 'n groepie, want jy is nou so. In 'n koor, jy's 'n tenor, jy's 'n sopraan. Ongelukkig, dit is nou maar, jy word volgens dit wat jy kan doen, word jy nou ingedeel in sekere goed. Maar deesdae gaan dit so erg oor wat op sosiale media aangaan. Almal het mos nou daai prentjies gemaak van hulle self, daai caricatures gemaak wat ChatGPT gedoen het. Dit is eintlik baie oulik, né? Maar die res van die tyd, almal word gebrand. Jy word uiteindelik in 'n hokkie gesit oor hoe jy lyk, of wat jy besit, of hoe goed jy iets kan doen. Selfs in die kerk verval ons maklik in 'n godsdiens wat net uiterlik is. Jesus se woorde in Matteus 5 sê vir ons eintlik, jy's nie hier om 'n vertoning te lewer nie. Jy's nie hier om 'n show op te sit nie. Ek ook nie. Ek is hier om vir julle die woord te bring. Almal van ons is hier om die woord te hoor, om met God 'n verhouding te hê. Jesus sê, kerk is nie 'n vertoning nie. Dit is 'n beskrywing van wie jy is. En hierdie woorde van hom in Matteus 5 sê vir jou uiteindelik ook wie jy is. Want die groot gevaar van die kerk in hierdie jare en hierdie tyd waarin ons lewe, ek hoop julle besef dit, is isolasie. Ons is nie meer in lockdown nie, gelukkig. Maar die kerk word geïsoleer. Dis nie vervolging wat so erg is nie, isolasie. Want as ek so na julle almal kyk nou, sê ek, hier is baie sout. Hier is baie lig. Maar daar buite gaan die wêreld agteruit. Jesus sê, julle is die sout van die aarde. Sout is nutteloos as dit net in 'n pot bly. Dit moet in die kos ingaan. Nou, in die Bybelse tyd was sout vir 'n paar dinge gebruik en een van die belangrike dinge waarvoor sout gebruik was, is dit was 'n preserveermiddel. Dit was gebruik om vleis langer te laat hou, om kos langer te laat hou, want daar was nie yskaste nie. En dinge het gevrot. So behandel dit met sout natuurlik. Dis hoekom ons nog steeds biltong ook maak, né? Met sout. Sout was gebruik om die korrupsie en die vrot wat in vleis en dinge ingaan te stop. En so as ons die sout van die wêreld is, sien ons die vrot van die wêreld daar buite, korrupsie, sinisme, hierdie kommentare en hierdie manier wat mense hulle self of mekaar uithaal op sosiale media en hoe mense net heeltyd wil kant kies. Ek is vir Israel, nee, ek is vir Palestina. Ek is vir die, ek is vir daai. Teen Trump, vir Trump. Nou gaan die mense al mekaar uit.
Eintlik niks met hulle uit te waai nie. Maar hulle haal mekaar uit. Elke mens tog net vir homself. Om sout te wees beteken jy stop die bederf, die vrot van die samelewing. Dit is wanneer jy by die werk is en iemand kom skinder en jy sê nie, maar ek wil nie skinder nie. Kom ons gaan na daai persoon toe, kom ons gaan praat. Dit is om 'n besigheidsbesluit te maak en te sê, wel, hier gaan ek geld verloor. Maar ten minste is ek eerlik. Dit is wanneer jy by die skool sê, dis nie reg dat daai kinders daai kind boelie nie. Ek gaan opstaan daarteen. Dit is om die vrot van die samelewing te stop. Ons is sout. En Jesus sê nie jy gaan sout word nie. Hy sê jy is sout. As jy 'n koninkryksburger is jy sout. Jy is dit klaar in my. So word net wat jy gemaak is om te wees. In Jesaja 58, dan praat die Here baie streng met die volk. En hy sê vir hulle eintlik, julle is 'n smaaklose volk. Julle het godsdiens wat niks beteken, dit proe soos niks. Daar's niks sout nie. Julle doen al hierdie goed verkeerd, dis leeg. Hy sê julle skyn lig, maar dis valse lig. Dis 'n flits sonder batterye. Dis 'n lig wat nie aangesit is nie. En die Here trap hulle uit. Hy sê jy kan al hierdie wonderlike godsdienstige dinge doen, maar as daar nie geregtigheid is nie, as daar nie barmhartigheid is nie, as daar nie liefde is nie, as daar nie regte omgee is nie, as dit nie uit die regte hart uitkom nie, dan is jou godsdiens en alles eintlik nog in die duisternis. Die Here sê, daar moet ware geregtigheid wees. En dis wat Jesus ook hier gesê het. In Jesaja 58 dan hoor ons, breek die juke. Deel die brood uit aan die hongeres. Want dit is wanneer jou lig regtig waar begin deurbreek. Dit is wanneer jy begin smaak gee in die samelewing. Dit is wanneer jy begin om die vrot te stop wat reeds daar is. Die Here sê daar in Jesaja 58 baie streng vir die mense. Hy sê julle vas en julle bid, maar julle werkers kry swaar. Hoe verklaar jy dit? Hoe doen jy al hierdie wonderlike dinge in die tempel? En jy doen al hierdie fantastiese dinge by die kerk, maar verder doen jy niks nie. Wat help dit? Die Here sê nee, dis nie hoe dit werk nie. Ons sing lofliedere, maar ons ignoreer die mense by die verkeerslig. En ek sê nie met elke liewe persoon by die verkeerslig help nie, want ons kan nie. Ek sê nie jy moet uitgaan en elke boemelaar gaan help nie, want ons kan nie. Het jy al gebid vir hulle? Maar nou stop jy daar by die verkeerslig en dadelik kyk maar die kant toe. Gaan. Rol jou venster af. Sê vir daai persoon, weet jy, ek het nie nou iets om vir jou te gee nie. Ek gaan nie vir jou iets gee nie, kan ek vir jou bid? Ons oordeel, want ons ken nie hulle storie nie. Almal van ons het 'n storie. Almal van ons het dinge waarmee ons worstel. Maar ons oordeel en ons sê nee. Ons weet, dit is deel van die vrot van die samelewing, maar ons is mos nou beter as dit. Julle, ons moet leer om sout te wees. Want ons is dit. Ons moet dit nie word nie, ons is dit. Ware lig skyn wanneer ons juke breek. Dis wanneer ons onreg aanspreek. Daai persoon staan daar, uit keuse uit nou, maar wat het veroorsaak dat hulle daar staan met die verkeerslig? Ek gebruik nou sommer net 'n simpel voorbeeld miskien, maar ons almal ken dit. Iemand anders het dalk hulle werk verloor, want hulle was oneerlik. Hoekom? Vra ons ooit die vraag hoekom? Wat gebeur? Ons staan eerder terug en ons sê nee, ek is net op 'n Sondag, hierso tussen die banke, hier tussen die mense en dalk nog so 'n bietjie as ek gaan koffie drink. Dan gaan ek sout wees en lig wees. Ek kan nie res van die week nie. En wat nou nog van die wette? Ons
gaan nou by die wette kom. Mense, die wêreld proe ons godsdiens van ons geregtigheid. Die wêreld sal eers agterkom dat jy regtig sout is wanneer jy vir hulle wys jy doen reg. Nie net aan ons liedjies nie. Paulus gaan dan ook natuurlik verder in 1 Korintiërs 2. Verlede week het ons opgehou met 1 Korintiërs 1. Paulus gaan aan in hoofstuk 2 en dan gee hy hierdie wonderlike woorde. Hy sê my lering en my verkondiging is al van vers 4 af. Het nie berus op oorredende woorde van wysheid nie, maar op bewyse van gees en van krag. Onthou ons het gepraat van die krag van die kruis. Die mense sien as dwaasheid. Hy sê sodat julle geloof nie op die wysheid van mense berus nie, maar op die krag van God. Vir diegene wat volwasse is in geloof, is wat ons sê wel wysheid, nie die wysheid van hierdie wêreld of van hierdie wêreldse heersers nie. Hulle gaan in elk geval tot niet. Ons praat egter van God se wysheid wat in 'n misterie gehul was, maar wat hy voor alle tye vir ons heerlikheid bestem het. En wat nie een van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Maar soos daar geskryf staan, wat die oog nie gesien het nie, die oor nie gehoor het nie, en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God voorberei vir diegene wat hom liefhet. Swakheid en krag. Hy het gekom in swakheid sodat die krag van die Gees deur ons kan skyn. Dit maak nie sin vir die wêreld nie. Maar Paulus herinner ons hierso, jy is lig, jy is sout en jy moet die bron hê. Jy moet die Heilige Gees hê. En as jy die Heilige Gees het, gaan dit nie net hier bly nie. Dan gaan dit uit in die wêreld. Ons krag lê in ons afhanklikheid van God. Dis daai dwaasheid van afhanklikheid. Ons dink baie keer ons moet almal beïndruk met ons wysheid, met hoe slim ons is, met dit wat ons kan doen, maar Paulus sê nee man, krag lê in swakheid. Weereens, nou maak dit nie vir ons sin nie. Krag lê in swakheid. Met ander woorde, Paulus sê moenie probeer om 'n super Christen te wees nie. Jy gaan dit nie reg kry nie. Jy hoef nie al die antwoorde te ken nie. Mense is moeg vir al hierdie fasades. Ons het nou gepraat van die pragtige prentjies wat ChatGPT nou maak. Dis maar net nog 'n prentjie. Mense is moeg vir 'n show. Mense soek die waarheid. Mense soek jou egtheid. Jou lig skyn die helderste wanneer jy erken jy het God se hulp nodig. En dit gee ander ook die toestemming om na die Here toe te draai. En dan kom Jesus vers 17 tot 20 van Matteus 5 en hy herinner ons dat sout en lig nie beteken ons gooi die reëls by die venster uit nie. Hy sê daar gaan niks verander in hierdie wette nie. Niks. En jy begin agterkom, die wette is nie beperkend nie, dis 'n vreugde. Dis wonderlik want dit laat my verstaan wie ek is. Dit laat my verstaan wie God is. En as ek dit weet, as ek dit verstaan, dan weet ek is lig. Dan weet ek is sout. En dan om reg te doen en daai wette te gehoorsaam kom natuurlik. Ons geregtigheid moet, sê Jesus, moet meer oorvloedig wees as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs. Met ander woorde, dit moet van ons hart afkom. Moenie net al die goed doen nie. Moenie net kerk toe kom nie. Wees kerk. Wees sout. Wees lig, want jy is dit alreeds. Moenie probeer te veel doen nie. Maar laat alles van die hart afkom, van binne af, sodat dit uitvloei in dit wat jy doen. So moenie hierdie week probeer om meer godsdienstig te wees nie.
Probeer net om meer teenwoordig te wees. Want daar kom Micha 6 vers 8 se formule dan weer in. Ek herinner ons weer aan wat ons verlede week gesê het. Waar daar onreg is, doen reg. Waar daar haat is, betoon liefde. Waar daar hoogmoed is, wandel nederig. Mense, julle is sout. Julle is lig. Gaan wees dit. Amen. Kom ons bid saam. Ons groot en almagtige God. Ons bely vandag dat ons dikwels meer bekommerd is oor hoe ons godsdiens vir mense lyk as hoe dit vir U lyk. Vergewe ons waar ons baie keer ook maar vas en bid en loof en prys, maar vergeet om die juke van onreg rondom ons aan te spreek. Om dit te breek. Here, maak ons ware sout en lig. U sê ons is dit reeds. Laat ons naby aan U lewe, dat ons dit kan wees. Laat ons geregtigheid nie net 'n vertoning wees nie, maar 'n natuurlike uitvloeiing van U liefde in ons. Here, ons bid vir die moed om vrygewig te wees, soos Psalm 112 sê, en om 'n lig te wees wat in die duisternis opgaan vir diegene wat hulp nodig het. Here, mag ons geloof nie op menslike wysheid rus nie, maar op U krag alleen. Dankie dat ons sout is en dat ons lig is. Mag ons die vrot in die wêreld beveg. Mag ons preserveer dit wat U in ons reeds gevestig het. Mag ons smaak gee van 'n smaaklose wêreld. En mag ons skyn, Here, sodat U lig uiteindelik al die duister sal verdryf. Tot U eer. Amen. Ons gaan afsluit met 'n baie bekende lied, liedboek 205, Bring lof aan die Vader, en die klem is natuurlik op vers 2, wat jy sê ons moet sout en lig wees. So kom ons staan en dan sluit ons af. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, Elkeen wat gooi lief wat loeren mag. Slang los de slang. Gelovig, of en ik kom uit genade, ons zondes voorzien. Dat dood zo vrijmoedig God. Ons lof aan die Schepper wordt altijd getrouw. Zijn kijker bang, bedekt verliefde en bang. Ons blij en vereren ons der zijn geest. Ons hart Zeg geloof zo, love presence. Hij kom uit genade, ons zondes voorzien. Dat zo vrijmoedig ons Vader koning. Ons lof, ons lijden, Vader ons. Hij zegt en nog dat de kinders vergeet. Toch zien ons zoeting voor ons gebeurt.
Dank die liefde die van ons zet genomen. Zo loopt hij kom uit genade, onze zondes. Laat alles brengen worden, ons Vader. Gemeente, mag die Here jou seën sodat jy vir ander 'n seën kan wees. Mag jy in die duisternis opgaan as 'n lig vir diegene wat moedeloos is. Mag jou hart standvastig wees, vol vertroue in die Here en mag jou lewe die smaak en die glans van die koninkryk weerspieël. Gaan nou in die krag van die Heilige Gees, nie op grond van jou eie wysheid nie, maar op grond van God se genade. Laat het zo wees, Here, amen. Laat het zo wees, Here, amen. Heer, laat ons zoals U leert, Heer, amen. Laat het zo wees, Heer, amen. Laat het zo wees, Heer, amen. Laat het zo wees, Heer, amen. Heer, laat ons zoals Heer, amen. Laat het zo wees, Heer, amen.